In die tyd van ou Israel was daar eintlik maar twee plekke waar jy kon gaan aanbid. Die een is die tempel in Jerusalem en die Samaritane het natuurlik in Samaria in die noorde aanbid. So as jy by kerk toe gaan, dan het jy nogal baie moeite gehad om daar uit te kom. Anders is ons met ons 7 kerke wat hier in Oos-London so by mekaar sit, so 'n klip gooi van mekaar af. Maar ten spyte daarvan, kom ons maak vanaand die versigtiging van die ou digter om by die kerk uit te kom. Ook ons versigtiging, al is dit vir ons soveel makliker. En dan gaan ek ons voor met Psalm 84. Sing die Koragiete. O lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies. Daar by u altare, Here Almagtige, my koning en my God, daarheen wil ek opgaan. Amen. Gemeente, genade en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus. Kom ons blaai na Sefanja hoofstuk 3. Sefanja hoofstuk 3. Adrian het my eendag vertel, Adrian, dat toe hy vir die kinders in sy klas het blaai na Sefanja toe stry hulle met hom. Hulle sê, daar is nie so 'n boek in die Bybel nie. Nee, hy is daar. Sefanja hoofstuk 3. Ellende wag vir Jerusalem, die opstandige, besoedelde stad, waarin daar soveel verdrukking is. Hy is ongehoorsaam en wil hom nie laat regwys nie. Hy vertrou nie op die Here nie, dien nie sy God nie. Die amptenare in die stad is brullende leeu's. Sy regters is wolwe wat snags aas soek en tot die môre toe nie genoeg kry om aan te knaag nie. Sy profete is roekelose, trouelose mense. Sy priesters ontwy wat gewyd is en doen die wet van die Here geweld aan. In die stad is die Here die regverdige, net hy doen nie onreg nie. Hy gee môre vir môre sy beslissing. Sy beslissing bly nie een dag uit nie en tog ken die wat onreg doen geen skaamte nie. Ek het nasies uitgeroei, hulle vestings vernietig. Ek het hulle paaie verlate gemaak sonder iemand wat daar loop. Hulle stede is verwoes. Daar's niemand nie, nie een inwoner nie. Ek het gedink Jerusalem sal nou vir my ontsag hê en hom laat teregwys sodat sy woonplek nie vernietig word en al my straf hom nie tref nie. Maar hy het gretig bly sondig met alles wat hy doen. Daarom wag vir my in vrees, sê die Here, wag vir die dag wanneer ek opstaan en my buit kom vat. Ek het besluit om nasies bymekaar te maak, koninkryke saam te roep en op hulle my gramskap uit te stort, die volle gloed van my toorn. Die hele aarde sal verteer word in die vuur van my woede. Ek sal die volke verander, hulle lippe rein maak, sodat hulle almal my sal aanroep en soos een man my sal dien. Van ander kant die riviere van kus af sal die wat my vereer, my verstrooide volk vir my geskenke bring. Daardie dag sal jy nie meer rede hê om jou te skaam dat jy opstandig teen my was met alles wat jy gedoen het nie. Want ek gaan jou uithaal, die wat hulle so vinnig verheug het in jou hoogvaardigheid. Jy sal nie meer vol hoogmoed wees daar op my heilige berg nie. Ek sal aan jou laat oorbly net die wat nederig en ootmoedig is en vertrou op die naam van die Here. Die wat van Israel oorgebly het, sal nie onreg doen nie en nie lieg nie. Daar sal uit hulle mond nie valsheid kom nie. Hulle sal 'n kudde wees wat wy en gaan lê en rus sonder dat iemand hulle skrik maak. Sing Sion, juig Israel, wees met alles wat jy is vrolik en bly Jerusalem. Die Here het 'n einde gemaak aan jou straf. Hy het jou vyande laat pad gee. Die koning van Israel, die Here is by jou. Jy hoef geen ramp meer te vrees nie.
Daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word, moenie bang wees nie, Sion, moenie jou hande moedeloos laat hang nie. Die Here jou God is by jou. Hy die kruisman wat jou red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Ek maak die by mekaar wat treur, ver van die feeslikheid af, die wat uit jou uitkom en ter wille van jou die smaad gedra het. Ek gaan nou optree teen almal wat jou verdruk het. Ek gaan die kreupeles help, die verstrooides by mekaar maak en die vernedering wat hulle moes ondergaan in eer verander, in roem oor die hele aarde. Wanneer die tyd daar is, maak ek julle by mekaar en ek gee aan julle roem en eer onder al die volke op aarde. Dit is die tyd wanneer ek julle lot verander. Julle sal dit met julle eie oë sien, sê die Here. Ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ons vanaand hier aan die begin van 'n nuwe week ook batterye kan kom herlaai. Dat ons die woorde van ons lewenslied kan kom leer wat ons in hierdie week moet aanhef. Here, waar U deur die profete gespreek het tot Israel, vra ons dat U vanaand ook deur hierdie woorde met ons sal praat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, as 'n mens 'n opskrif vir hierdie gedeelte wil gee, dan sou ek dit eienaardig genoeg maak, verbly jou oor die oordeel van God. Verheug jou in God se oordeel. Nie in jouself nie, nie in jou eie meriete nie, maar verheug jou in die oordeel van God. En dit sou 'n mens kan sê is 'n baie vreemde opskrif. Veral in die tyd wat ons lewe, die soort van eintlik al postmoderne tyd. Want dit is 'n opskrif wat indruis teen die tydsgees en die wysheid van vandag. As ons vandag vir mense sê, wees net tevrede met jouself, wees net gelukkig in jouself, vind vreugde in jouself, kom sê se van, ja, moet jou nie in jouself verheug nie. Nie in die liefde en genade van God nie, maar verheug jou in die oordeel van God. Daar is gelowiges en hulle sê dit ook, as die gesprek in die kerk handel rondom die apostoliese geloofsbelijdenis, wat sê dit maak hulle ongemaklik. Hierdie ding dat ons sondag vir sondag moet hoor, Jesus sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog leef en die wat gesterf het. Want oordeel is nie vandag 'n gewilde woord nie. Dis eintlik iets wat ons ten alle koste wil vermy. Ons sê vir mekaar, moenie my oordeel nie, dan sal ek jou nie oordeel nie. Ons sê van ander gelowiges, wie is ek om te oordeel of die moslim hel toe gaan of nie, en of die boeddhis hel toe gaan of nie. Oordeel wil ons nie doen nie. As ek nou 'n anglisisme wil kan gebruik, dan sou dit in vandag se tyd wees, alles is tolereerbaar, behalwe intoleransie. Alles is tolereerbaar. Jy kan alles aanvaar. Alles is goed, alles gaan. Behalwe intoleransie. Dan kry jy ook natuurlik mense wat sê, ek wil nie 'n God van oordeel aanbid nie. Ons sien, oordeel maak my ongemaklik. So, as ek ergens in die Bybel of die apostoliese geloofsbelijdenis lees, God oordeel ergens, dan sê ek, nee, ek stel nie daarin belang nie. Ek wil 'n God van genade aanbid. Al die tekste in die Bybel, veral in die Ou Testament, wat handel oor die toorn van God en die oordeel van God, dit verruil ons vir ander tekste. Ons spreek nie daaroor, ons spreek oor tekste in die Nuwe Testament wat handel oor genade en liefde. En as rede daarvoor sal mense dan ook nog vir jou kom sê, ja, maar Jesus sê self moenie oordeel. Maar ek vermoed dat mense wat so redeneer,
se denkwyse, se manier van dink is gebaseer op 'n misverstand. Hulle verstaan nie wat die oordeel van God eintlik beteken. Want oordeel in die Ou Testament, nou wonder ek, as ek myself hier vir 'n oomblik in die rede kan val, ek wonder, as 'n ou nou hier sit, en 'n ou hoor die oorbekende woord, judgment, in Engels, oordeel, God se oordeel. Wat 'n prentjie roep dit hier in my agterkop op? Dink net vir 'n oomblik, God kom om te oordeel. Waaraan dink 'n ou? Wat is die gedagte wat by jou opkom? Wat 'n emosie maak dit wakker? En aardig genoeg was oordeel in die Ou Testament se tyd en taal 'n positiewe woord. Nie vandag nie. In die Ou Testament was dit 'n positiewe woord. Want wanneer byvoorbeeld, om dit te verduidelik, 'n weduwee onbillik en onregverdig behandel is, dan het sy na die stadspoort toe gegaan, sodat die ouderlinge, broers ouderlinge, julle sou by die stadspoort gesit het, om oordeel te vel, dan het hulle na hulle toe gegaan, hulle het maar eintlik die werk gehad as regter, so hier is eintlik net een ouderling wat ons het, wat die regte werk doen, en dis broer Naas, want hy vel ook 'n oordeel, en dan het sy haar saak gestel, dan het sy vir hulle gevra om 'n oordeel uit te spreek. En as hulle dit gedoen het, en hulle het 'n oordeel uitgespreek wat bepaal dat sy onbillik en onregverdig behandel is, dan het sy haar daarin verheug. Want dan is hy reggespreek. Dan is hy deur daardie oordeel reggestel. En die skuldige partye moes dan regmaak. Oordeel, met ander woorde, in die taal van die Ou Testament, maak dinge reg. Oordeel bring geregtigheid en regverdigheid. Oordeel gee herstel, oordeel bring heling. In ander woorde, oordeel maak dit wat verkeerd was, reg. Dit vernuwe die wette en die reëls en die sisteme wat uitgedien en onbillik geword het. Oordeel sluit hulle wat voorheen uitgesluit was in. So in die Ou Testamentiese taal, sonder oordeel, regspreek of spraak kan daar nie vrede wees nie. Daar kan nie herstel wees nie. Daar kan nie regte vrede, daai mooi Hebreëse woord shalom, regte vrede wees nie. Nou kry 'n mens natuurlik, omdat ek vanoggend al gesê het, mense gryp die negatiewe aan, wat hulle verheug in die oordeel van God, maar nie op die manier wat Sefanja dit beskryf nie. Daar's baie mense wat hulle daarin verbly, dat God oor ander mense sal oordeel, en dat God mense sal verdoem na die hel toe. Maar dis ook nie so vreemd nie. Daar was al 'n mannetjie met die naam van Jona, onthou? Hy het daarbo gaan sit en hom verlekker dat God Ninive gaan vernietig. En gesê, lekker, braai gaan julle braai. En ons ken die storie, hoe God hom aangevat het. En eintlik maar vir hom gesê, dis eintlik maar regtig naar, dat jy jou verlekker in die feit dat hierdie spul mense dan nou hel toe gaan. Ek dink daar is vandag nog 'n skokkende aantal mense wat bly is dat daar 'n hel is, en dat ouens veroordeel word soontoe. Duits het 'n pragtige beskrywende woord, naamlik Schadenfreude. En Schadenfreude beteken ek verbly my oor die probleme en mislukkings van ander mense. Hulle kry 'n ou ook, wat sê, lekker, jy het mos die bed opgemaak waarin jy slaap, of waarin jy slaap, of ons sê, lekker, boontjie kry sy loontjie. Dis 'n stuk Schadenfreude. Maar dis glad nie waaroor dit in Sefanja gaan nie. Sefanja is nie 'n stuk Schadenfreude waarin Israel hulle sit en verheug in die smart en die skande van ander nie.
Sefanja wil nie hê die Israeliete moet hulle verbly in God se oordeel oor ander nie, maar dat hulle moet verbly in God se oordeel oor Israel. En dis wat nou vir ons moderne oorsnaaks voel, dat ek nou moet bly wees oor die feit dat God oor Israel gaan oordeel. Nou die agtergrond is natuurlik dat Sefanja skryf aan 'n volk in ballingskap. En deur die loop van sy brief, sy profetiese brief, sê Sefanja dat die volk in ballingskap is as gevolg van God se oordeel oor hulle sonde. Omdat Jerusalem 'n stad vol onreg is, waar mense verdruk word, is dit nie eienaardig, broer en suster, as 'n ou nou hierdie goed lees van Jerusalem in die Ou Testament en die profete, dan klink dit al te veel na Pretoria nie, of na Kaapstad. Né? Jerusalem is 'n stad vol onreg, waar mense verdruk word, omdat die amptenare korrup is, omdat die regters nie ordentlik reg spreek nie, omdat die profete valse dinge verkondig, omdat die priesters nie met die volk herinner aan die wil van God nie. Daarom het God die enigste regtig regverdige een in Jerusalem, die enigste een wat nie onreg doen nie, oor hierdie volk geoordeel en hulle in ballingskap weggevoer. Nou is gelowiges nogal lief daarvoor om baie vir Sefanja 3 vers 14 aan te haal, wat sê dat God jubel en juig oor Israel. Maar as jy dit aanhaal, moet jy nooit vergeet nie dat Sefanja dit sê vir mense vir wie hy nou al vir 3 hoofstukke lank sê, dat hulle in ballingskap weggevoer is, omdat hulle ongehoorsaam en onregverdig was. En dis die rede hoekom die God van geregtigheid 'n oordeel oor hulle uitgespreek het. Nou hoe kan nou dan, of Sefanja dan vir hulle in dieselfde asem sê, dat God vir Israel oordeel, aan die een kant, en aan die ander kant dat God juig en jubel oor Israel? Hoe kan Sefanja vir Israel sê om hulle te verheug in die feit dat God hulle oordeel? Want deur sy oordeel spreek God reg. Deur sy oordeel maak hy dinge reg, soos die regters wat by die stadspoorte sit. Wat in die voorbeeld wat ek genoem het, die vrou se posisie herstel. God maak heel. Sy oordeel bring loutering, suiwering, wat Israel weer regstel met God. Want as hy hulle nie geoordeel het nie, as hy Israel maar laat begaan het destyds, of selfs vir jou en my, dan sal hy jouself baie gou vernietig, want Israel was baie goed op daai pad. Maar God se oordeel is die loutering wat Israel in die reine bring met God. Nou is Advent die tyd van die jaar waarin ons nou is, die vreugdevolle afwagting op die koms van Christus. Ons is opgewonde oor die feit dat Christus gekom het. Maar dan moet ons die vreugde in die koms van Christus ook reg verstaan. In Adventstyd 1928 preek die bekende dominee in Duitsland, Dietrich Bonhoeffer. Hy is later baie bekend omdat die Nazis hom in die tronk gesit het. En daar het hy spul briewe geskrywe uit die tronk uit, Papers in Prison and Letters from Prison, waarin hy onder andere die nazi-regime veroordeel het en aangegaan het. Maar hy skrywe in Adventstyd, dit is merkwaardig dat die gedagte dat God aan die kom is, iets is wat ons met kalmte in die gesig staar. Hy skrywe, voorheen het mense gebewe oor die dag van die Here. Ons het egter so gewoond geraak aan goddelike liefde en van God se koms in die Kerstyd, dat ons nie langer daardie rilling van vrees vir die Here het, wat die koms van die Here eintlik in ons behoort te laat ontstaan. Ons staan amper afsydig, sê hy, teenoor die boodskap van God se koms, dat ons net die aangename en die aanvaarbare daaruit geneem het, en die ernstige kant daarvan, naamlik dat die God van die wêreld nader kom aan sy mense, vergeet. Nou hierdie ding, die dag van die Here was ook in die Ou Testament
'n baie bekende konsep gewees. Daar's gepraat in Hebreëus van die Yom Yahweh, die dag van die Here wat kom. En nou skryf Maleagi 3, ek gaan nou my boodskapper stuur, hy sal die pad voor my uit regmaak, en dan sal die Here nou wie julle soek skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel, nou wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan gou kom, sê die Here die Almagtige. Maar wie kan die koms van die engel verdra? Wie kan standhou wanneer hy verskyn? Hy is soos die vuur van die smelters en soos die seep van die wassers. Soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal hy as regter gaan sit om die leviete te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n offer kan bring wat bestaan uit reg doen. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem aanneemlik wees vir die Here, soos in die ou tyd, in die jare lank verby. En dan sal ek na julle toe kom as regter. Ek sal sonder versuim reg spreek teen die wat hulle met toordery ophou, teen die egbrekers en die wat vals ede aflê, teen die wat die dagloner tekort doen, die weduwee en die weeskind veronreg en die vreemdeling verdring, teen die wat nie vir my eerbied het nie, sê die Here. Nou dink ek, uit die aard van die saak is dit reg en goed, dat ons verheug in adventstyd oor die koms van Christus. Sy koms as mens, maar ook sy wederkoms. Maar ek dink dan moet ons dit reg verstaan. En ons verheug in die koms van Christus, juis omdat hy kom om te oordeel oor ons wat lewe, en die wat reeds gesterf het. Hy kom om te oordeel, om ons lewens reg te maak, heel te maak, nuut te maak. Hy kom om ware vergifnis en vrede, daai shalom te bring. En dit kan net gebeur as Christus regspreek oor ons. Ek dink in die hof waar jy werk, kry 'n ou jou verdiende loon. Veronderstel om te. Party ons lyk my is so glipperig, hulle kry dit nooit nie. Maar jy is veronderstel om daar jou verdiende loon te kry. Maar dank Vader, as Christus kom en hy kom oordeel as regter, dan kry ek nie my verdiende loon. Want dan sou hel my voorland wees. As hy kom as regter, dan word ons vergewe en vrygespreek danksy die genade van God en die verlossingswerk. Maar vriende, eintlik is genade en oordeel munte van die twee kante van dieselfde munt. Genade beteken nie dat God die sonde oorsien nie. Dit verdra nie. Genade beteken juis dat God ons sondes verwerp, maar ons dan in Christus daarvan vryspreek en verlos. Genade beteken nie dat God sê, ag, toe maar, jy is nie so sleg en sondig nie. Genade beteken eintlik dat God vir my sê, jy is baie sondiger as jy ooit kan dink, maar in Jesus vergewe ek jou, spreek ek jou vry. Want eendag, ons onthou ne, laasweek, het die Vader gesê, kap hierdie boom uit die wingerd uit. Dis die regverdige oordeel. En toe sê die Here Jesus, gee hom 'n jaar, dat ek met hom kan werk. Met ander woorde, as ek na myself in die spieël kyk, dan het ek, soos Paulus sê, geen rede om te roem in my eie meriete nie. Maar natuurlik is die teenoorgestelde ook waar. As ons in die spieël kyk, het ons ook nie rede om te dink, ag, ek is nutteloos en pateties en ek is 'n niks werd mislukking nie, om so 'n negatiewe lewenslied te sing, soos Rut nie, of Naomi nie, want om so negatief oor jouself te dink, is baie keer 'n verskuilde vorm van hoogmoed, want dan meet ek myself steeds aan my eie prestasies. Die wat my ken sal weet, ek praat baie van iemand wat eintlik so nederig is, dis walglik, want jy kry dit op. Die ou is so nederig, en is eintlik maar 'n verskuilde vorm van brag.
Soos die teoloog Karl Barth het gesê, dat ons nie ons sonde leer ken deur binne toe te kyk en 'n lysie van al my sonde te maak. Hy sê, so leer jy nie jou sonde ken. Hy sê, dis eers as jy die grootheid van God se genade besef, en dit regtig verstaan, dat jy die grootheid van jou eie sonde ook besef. Dat jy, wanneer jy besef wat dit Christus gekos het, vir jou gekonkel en gedroog maak in die lewe. Dat jy besef hoe groot God eintlik in sy genade is. Interessante ding is, soos ons vanoggend gesê het, mense verkies eerder slegte nuus, verkies mense ook eerder om te betaal, as om genade te ontvang. Genade maak jou half ongemaklik. Het is ongemaklik om genadig deur iemand behandel te word, want jy wil eintlik betaal, en as iemand genadig aan jou was, kom ons sê nou maar, my kar breek ergens prakties, en ek sê, Nico, kan jy my kom insleep, en hy kom sleep my in, en ek sê, wat kan ek jou betaal? Dan sê hy, nee, ek wil niks hê nie, want dan voel ek ongemaklik oor die genade, en ek sê, ek skuld jou. En ek dink mense voel 'n bietjie so oor God ook. Want as ek genade ontvang van hom, dan moet ek ergens erken dat ek 'n sondaar is. En dat ek nooit vir my oortredings kan betaal nie. En ons mense werk so, ek sal eerder 'n boete betaal. Want dan kan ek weet ek het betaal en is afgehandel. As dat ek my fout moet erken en daarvoor moet jammer sê. Maar broers en susters, om 'n boete te betaal, of om 'n straf te vat, bring jou nie by sondebelydenis nie. Want dan kry jy maar net wat jy verdien. As mense kan betaal vir sonde, dan is daar nie berou en bekering nie. Dit is eintlik maar net genade, wat ons volle straf dra en al ons sonde vergewe, wat my bring tot by ware berou, belydenis, bekering. Kerstyd is 'n mooi tyd, dis die tyd wat ons sing van 'n ou babatjie wat daar in 'n krib lê, te oulik, te cute vir woorde. Filippyne het eintlik heeltemal 'n afgod gemaak van die baba Jesus, ek het die Spaanse woord wat hulle gebruik vergeet, maar hulle aanbid 'n baba Jesus, en ons sing van Jesus so sag en so rein, en dis mooi en reg, maar dan vergeet 'n ou hoe sy einde was, hoe verskriklik wreed sy einde was, wat het hom gekos het, om in daardie krib te lê. En as 'n ou dit 'n bietjie bedink, dat hy gekom het in Kersfees Advent, om uiteindelik daarop te eindig, op 'n verskriklike manier, dan laat 'n ou dit laat jou 'n bietjie anders dink oor jouself, en jou handel en wandel. Want die prys was hoog. God se oordeel kom nie na ons toe in die vorm van 'n koue, kille regter, wat genadeloos oordeel nie. Die regverdige regter wat oor ons oordeel, is die gekruisigde Christus, die onskuldige een, wat reeds vergeef het. Dit is nou 'n baie lang getrommel, gelukkig het niemand nog woef woef gesê nie. Ek het vanoggend gesê, my ma het altyd gesê, ons dominee daar in Groenkloof het vet gekou, soos 'n hond wat vet kou. Hy kry mos nie klaar gekou nie, het jy al gesien, as jy ons 'n lekker stuk skaapvet gee. Hy kou en kou en kou en kou, en het my ma gesê, as die dominee preek, dan sit hy 'n vet kou. En Corneille en Jan het ek vanoggend vir die ouens gesê, as hulle dink ek kou vet, sê net woef woef, ek sal die boodskap kry. Maar kom ons maak dit wat ek nou gesê het, nou prakties. Hoe maak ons dit? Hierdie ding dat die oordeel van God eintlik 'n goeie ding is. Hoe maak ek dit prakties? En dan wil ek 'n storie vertel van 'n dominee Cassie White, 'n Sonstraal gemeente, ek dink is ergens in die Kaap. 'n ware verhaal van 'n vrou wat met kanker gediagnoseer is. En sy het in die terminale fase inbeweeg. So sy gaan nou dood.
En toe bel vriende van die dame vir Dominee Cassie en sê vir hom, hoorie man Dominee, kan jy nie asseblief kom sterwensbegeleiding doen nie, want haar pastoor het gesê, hy praat oor die lewe, hy praat nie oor die dood nie. Nou wonder ek of sy lidmate vir ewig lewe, want myne gaan maar dood. So ergens met 'n ou nou oor die dood praat, en Dominee Cassie sê hy het dit gedoen, en hy het hier by 'n geleentheid waar hulle almal eintlik gegaan het om haar finaal te groet, vir die dokters bel ons en sê hulle moet maar kom, die tyd is daar, toe gaan hy, en toe daag haar ex-man ook daarop. Die man van wie sy geskei is. En Dominee Cassie sê hy was 'n bietjie ongemaklik. En hy het nou gedink, weet jy, hy weet nou nie lekker nie. Het hom bietjie ongemaklik gehad, hy's bietjie uit sy comfort zone uit en hy sê hy gaan maar aan. Want wat kan hy nou maar doen? En toe sê die dame dat sy graag vir haar man wil sê, ek is jammer dat ek nie goed genoeg was om jou vrou te wees nie. En toe word almal tranerig, sê hy. En toe het die man haar omhels en gesê, dis nie jy wat nie 'n goed genoeg vrou vir my was nie, ek was nie 'n goed genoeg man vir jou nie. My vriende, so werk God sy oordeel. Sy oordeel werk deur genade. Die duiwel val jou aan met beskuldigings. Maar vriende, beskuldigings bring niemand tot inkeer. Het verhard net vir jou in jou sonde. Maak jou meer vasberade. Laat jou dinge sê soos, wie is jy om vir my te kom preek? Hoeveel keer het ons dit nie al gehoor? Wie is jy om vir my te preek? Of kinders sê vir die ouers, maar net nie vir my preek nie. Want dit is beskuldigings. En ons lees so mooi daarvan in Job, dat die duiwel oor die wêreld gegaan het in die mooi praktiese taal van daai tyd en by God gekom het en gesê, daai Job, hy is net u kind omdat hy vir hom goed is. Dis wat die duiwel doen. Maar dit bring jou nie tot inkeer. Om met die kind te gaan sit en in liefde te verduidelik wat hy verkeerd gedoen het en hoekom dit verkeerd is en waartoe dit lei. Dit bring ander vrugte. Om net die boom uit te kap, bring jou nêrens nie. Maar om die boom met liefde te bemes, dit bring vrugte. En daardie bemesting in my en jou lewe is God se genade. Dis wat hy in jou en my wil inwerk. Daardie genade. Want hy het my reeds vergewe. En as ek dit besef, dan bring die Heilige Gees my tot ware berou en belydenis en bekering. Want belydenis maak dat ek dalk stadiger is om maar net weer te sondig. Want ek besef, ek het dit dan nou net bely. Daarom hou die Bybel daarvan dat ek my sonde by die naam noem en dit opnoem by God. Sien dit pragtig in die profete, Hosea by name. Jy moet jou sonde by name bely, want dit bring my om te besef dat ek nie vandag kan sê, help my om nie so ongeduldig te wees en dit vir die volgende 60 jaar sê nie. So die sondebelydenis is my ook te goede, dit bring ook by my genesing. Christus se genade laat ons in dankbaarheid en vreugde buig voor God se oordeel. Want dit is net God se oordeel wat die onreg in my weer kan regmaak. Amen. Ons Here en ons kan dus eintlik nie anders nie, as om vir u te sê, dankie vir die oordeel nie. Dankie Here Jesus dat u nie net gekom het om te leer en te onderrig nie. Dat u nie net die babatjie van die Kerstyd is nie.
maar dat U ook die veroordeelde was. En dat U daar opgestaan het en nou die regter is. Die regter wat self betaal het. En daarom totaal anders oordeel. Ons bid dat die vreugde van Kerstyd ook sal uitmond daarin. Here, dat ons erns sal maak met vrug dra. Sodat as U weer 'n keer Adventstyd 2017 by die vrye boompie wat ek is uitkom, daar botsels en vrug sal sit. Lewe, nuwe lewe. Dat daar 'n borrelende nuwe lewenslied oor my lippe sal wees in hierdie jaar. En dat ek dit met my hele lewe en wese sal sing om Jesus ontwil. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien deur ons dankoffers en dan gaan ons sluit met lied 354. Jesus, U skyn oor almal met die glans van U